Vandag kyk ons na 'n eksamenvraag uit die November 2016 vraestel wat deur die Nasionale Departement van Onderwys opgestel was, vraag 6. In die grafiek is g van x gelyk aan minus 2 tot die mag x plus 8. Daar is hy. A en B is die y en die x-afsnitte onderskeidelik van g. So kom ons skryf net hier vir onsself neer. G van x is gelyk aan minus 2 tot die mag x plus 8. Reg, en dan gaan ek hierdie nou wegvat sodat ek beter plek het om die vrae te antwoord. Goed, die eerste vraag sê, beskryf of skryf die waardeversameling van G neer. Nou, dit is eenvoudig. Die waardeversameling is altyd my y-waardes en my y-waardes kom altyd uit my reële getalle, maar as jy nou kyk na die vergelyking, dan wat beteken hierdie plus 8? Dit beteken dat vanaf die normale asymptoot, voordat ons iets bygetel of afgetrek het, was die normale asymptoot op die x-as. En nou het ons 8 eenhede opbeweeg, so daar het ek die waarde 8 op die y-as. So my hele grafiek lê die heeltyd onder die lyn y gelyk aan 8 en daarom moet my y-waardes kleiner as 8 wees. Vraag 6.2. Hulle vra vir my om die koördinate van B te bepaal. Nou wat is B nou weer? Dit is die x-afsnit. So vir die x-afsnit maak ek altyd y gelyk aan 0. So dan kry ek 0 is gelyk aan, onthou hier is my vergelyking, 0 in die y se plek, want die g van x is mos maar y. So in die y se plek het ek 0 is gelyk aan minus 2 tot die mag x plus 8. Goed, kom ons vat hierdie minus 2 tot die mag x na die linkerkant toe, sodat hy kan positief wees. En nou het ek 'n eksponensiële vergelyking wat ek gaan oplos deur die grondtalle dieselfde te maak. So 2 tot die mag x gaan wees 2 tot die mag 3. En dan is x gelyk aan 3. So wat is die koördinate van B? Wel, sy x-koördinaat is 3 en sy y-koördinaat is 0. Goed, vraag 6.3. Indien G oor die x-as gereflekteer word om 'n nuwe grafiek H te vorm, bepaal die vergelyking van H. Nou kom ons maak plek. Daar sê, en ons gaan hier uitvee 6.3 vir H is die refleksie van G in of oor die x-as. Nou wat weet ons as ons reflekteer oor die x-as? Ons moet die y vervang met 'n minus y. So hier is my oorspronklike vergelyking. Y is gelyk aan minus 2 tot die mag x plus 8. En nou in plaas van die y gaan ek skryf minus y is gelyk aan minus 2 tot die mag x plus 8. En
dan kan ek met 'n minus deel of maal om ontslae te raak van die negatief voor die y. Dit gaan dan ook hierdie een positief maak en hierdie positief gaan negatief word. So, die vraag was indien G oor die x-as gereflekteer word om 'n nuwe grafiek H te vorm, bepaal die vergelyking van H. Daarom kan ek dus sê dat H van x gelyk is aan 2 tot die mag x minus 8. Goed, vraag 6.4. Verduidelik hoekom die x-afsnitte van G en H albei by B is. Nou, hier is B, ons het in 'n vorige vraag uitgewerk dat die x-koördinaat daar op die x-as 3 sou wees. Nou, as H die refleksie in die x-as is, dan moet dit so iets lyk, sodat wanneer ek my boek op die x-aks toevou, hulle op mekaar gaan lê. Nou, ons kan maklik die x-afsnit van H uitwerk. So ons werk nou vir H uit, en ons doen die x-afsnit. So y sal gelyk aan 0 wees, en dan kry ek, daar is die vergelyking van H, 0 is gelyk aan 2 tot die mag x minus 8, en dit gee ook vir my 8 is gelyk aan 2 tot die mag x, wat 2 tot die mag 3 is. So, omdat jy dit in die x-as gereflekteer het, moet die punt wat op die x-as lê, op albei grafieke lê. So, dit is 'n woordelikse beskrywing. Kom ek probeer dit gou hier neerskryf. Ek gaan dit maar in swart skryf, omdat G in die x-as gereflekteer is, moet die punt op die x-as, moet die x-afsnit op albei grafieke wees. Daar sê, ons is klaar met hierdie vraag.